Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 12 November, geskryf op klippe. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons sê vir u vreeslik baie dankie dat u ons gelei het tot vandag toe waar ons weer eens hierdie studie kan studeer met behulp van u woord. Liewe Heer, help asseblief dat u woorde lewend mag word in ons harte. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 8 vers 32 tot 35. Wat het die handeling wat in hierdie verse beskryf word destyds beteken? Wat behoort dit vir die hedendaagse gelowige te sê? Ons lees Josua 8 vers 32 tot 35. En daar het hy 'n afskrif van die wet van Moses op die klippe geskrywe, wat hy geskrywe het voor die oë van die kinders van Israel, terwyl die hele Israel met sy oudstes en die opsigters en sy regters aan weerskante van die ark staan, teenoor die Levitiese priesters, die draers van die verbondsark van die Here, die vreemdeling sowel as die kind van die land, die een helfte daarvan teen die berg Gerizim en die ander helfte daarvan teen die berg Ebal, soos Moses die knegt van die Here tevore bevel gegee het om die volk van Israel te seën, en daarna het hy al die woorde van die wet voorgelees, die seën en die vloek, net soos dit geskrywe staan in die wetboek. Daar was geen woord van alles wat Moses beveel het, wat Josua nie voorgelees het voor die hele vergadering van Israel met die vroue en die kinders en die vreemdeling wat onder hulle saamgetrek het nie. Josua 8 vers 32 tot 35. Die Bybel maak slegs in Deuteronomium 11 vers 29 en hoofstuk 27 vers 4 en vers 13 en in die boek Josua hoofstuk 8 vers 30 en 33 melding van Ebalberg. Tesame met 'n ander berg, Gerizim, is dit die gesamentlike plek waar die verbondseëninge en vervloekinge aan die volk voorgelees moes word. Meer spesifiek volgens Deuteronomium 11 vers 29 en hoofstuk 27 vers 4 en 13 was Ebal die plek wat met die voorlesing van die vervloekinge verbind was. Aan die voet van hierdie berg moes die Israeliete aan weerskante van die verbondsark reg teenoor die priester staan, Josua 8 vers 33. Die een deel van die volk was dus aan die voet van Ebal en die ander aan die voet van Gerizim. Dit was 'n seremoniële uitbeelding van twee benaderings tot die verbond. Die offers wat daar gebring is, wys vooruit op Jesus. Die een wat al die verbondsvervloekinge op homself geneem het, sodat almal wat in hom glo, deel aan die verbondseëninge kan hê. Galasiërs 3 vers 13 sê vir ons: Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Ons lees ook in 2 Korintiërs 5 vers 21: Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. 2 Korintiërs 5 vers 21. Waarom was dit nodig om nog 'n kopie van die verbond op 'n monument te sit waar almal dit kon sien? Ons lees Deuteronomium 4 vers 31. Want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie, en hy sal die verbond van jou vaders wat hy julle besweer het, nie vergeet nie. Ons lees Deuteronomium 6 vers 12. Neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het nie. Ons lees Deuteronomium 8 vers 11 en vers 14. Neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie,
en jou hart hom dan verhef dat die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Ons lees 2 Konings 17 vers 38. En die verbond wat ek met julle gesluit het, mag julle nie vergeet nie, en julle mag ander gode nie vrees nie. Ons lees Psalm 78 vers 7. En hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Psalm 78 vers 7. Die mens is maar geneig om vergeetachtig te wees. Ons daaglikse bestaan is veeleisend. Dit raak al hoe meer verwarrend, omdat ons lewens tot oorlopends toe vul met verpligtinge wat in al hoe korter tydsegmente verdeel word. Uit die aard vergeet ons dinge as hulle nie herhaaldelik genoeg gebeur en intens genoeg is nie. Elke nagmaaldiens bied ons 'n spesiale geleentheid tot harttoewyding aan die Here en tot die hernuwing van ons verbondverbintenis. Dit baat ons om hierdie dienste nie net as geleenthede vir individuele harttoewyding te benut nie, maar ook as geleenthede om ons gesamentlik tot lojaliteit aan die Here te herverbind. Let op die krag wat daarin lê om deel van 'n gemeenskap te wees. In 'n toenemend individualistiese samelewing moet ons herontdek wat dit beteken om deel van 'n gemeenskap te wees wat dieselfde wêreld uitkyk, dieselfde waardes en oortuigings en dieselfde sending het. Hoe maklik is dit vir jou om in die daaglikse gejaag en harwar van die Here te vergeet en dan dinge op jou eie stoom te probeer doen? Waarom gebeur dit so maklik, veral wanneer alles klop tusselboom gaan?